So 'n seisoen gelede het hierdie kampus vir Dani en Joarita gestuur en afgesonder Bloemfontein toe. En net daarna vir Eugene hulle afgesonder gestuur Bloemfontein toe. En saam met dit vir Lorraine en sy vroukie afgesonder gestuur Bloemfontein toe. Hulle sê dat jy huil 2 keer in Bloemfontein as jy daar aankom en as jy daar weggaan. En ons het Lorraine hulle gesien uitgeplant word in Durban en Dani hulle uitgeplant in Kaapstad waar hulle berge probeer verskuif. En vandag is dit so lekker om Eugene en Jean-Marie aan julle voor te stel op pad terug hier na ons toe in Kameeldrif en sommige mense ken hulle as Gina en Jana, maar dit is so groot blessing en ek wil hê kos gee vir hulle net 'n lekker welkom, hande klappie. En ons gaan vir die hele personeel 'n lekker oomblik hê in Januarie waar hulle sal kom afsonder vir die jaar wat kom. Maar vir vanoggend het ek gewonder of julle net saam met ons sal bid. Eerstens laat die tent regop bly en tweedens dat ons net, kom ons seën hulle net met die hele proses van die trek en soos ek altyd weet, is daar 'n realiteit dat om Kubai te sê is nie lekker nie. Maar ons wil genade oor julle uitspreek. Steek net jou hand na hulle toe uit asseblief. Vader, ons dankie vir die geskenk wat hierdie 2 mense in ons lewens is, wat hulle gaan wees ook in ons stad. En ons wil vandag genade oor hulle en hulle kinders uitspreek en vir die hele proses van die afskeid en die inskakel hierso, Here, sal U net kom voorsien alles wat hulle nodig het. En ons seën julle 2 vandag en verwelkom julle so hier in ons kampus en sommer in ons harte ook. In Jesus naam en almal sê, amen, amen. Nou goeiemôre Doxa Dayou Kameeldrif. Wys net vir my 'n smile. Daar sy, kyk net hierdie mense kan smile. Terwyl ons nou so in die storm sit, ek onthou ons eerste diens in 2009, ons eerste middernagdiens hier binne. Wie kan daai diens onthou? En wat gebeur het is, die tent was net op, maar hy was nog nie gespan nie, en ons het toe nou 'n middernagdiens, en ek onthou die wind het so opgesteek, dat hierdie beams wat hierbo is so gemaak het, en ek onthou ek het hier gestaan in worship bly, waar Roan staan, en het so straalwater in my rug afgeloop, en na die diens moes ons almal met bakkies uit die parkeerterrein sleep, want daar was modder. En ek onthou toe ons nou om die tafel gaan sit as 'n span, toe kyk ons so vir mekaar en ons dink, wat het ons besiel om 'n tent op te sit? Maar is dit nie incredible vandag om net dit te beleef wat die Here oor soveel jare in Kameeldrif gedoen het en fees te vier oor sy woord oor ons as gemeente? Nou ek gaan vandag so 'n bietjie gesels oor ons storie, hoe ons hier uitgekom het, en ek wil dan graag met jou iets deel daaruit, spesifiek rondom hoop, en aan die einde gaan ek ook 'n stukkie oor ons kampus praat, en dan oor jou storie gesels vandag. Almal van ons het 'n storie. Het jy ooit gedink, as iemand net my lewe kan vasvang in 'n boek, gaan dit 'n topverkoper wees? Wat sal die naam van jou storie wees? As hulle 'n fliek oor jou moes maak. Mission Impossible, enigiemand. Never Ending Story, is daar van julle vanmôre? Castaway, Dumb and Dumber, moenie jou hand opsteek nie. Jy sien, elkeen van ons het 'n storie, en 'n storie bestaan uit 'n paar karakters. Daar is die hoofkarakter, dan is daar die antagonis wat die moeilikheid veroorsaak, en dan elke storie het 'n storielyn. Die storie begin gewoonlik voor konflik, dan is daar konflik wat opbou, en dan eers is daar resolusie waar die storie darm mooi eindig. Jy sien, elke storie, elke goeie storie het daai paar beginsels in. Dink gou vir jouself, 'n storie wat nie 'n stuk konflik in die middel gehad het en resolusie nie.
Met ander woorde, kom ons gebruik sommer 'n voorbeeld Titanic. Dan sou dit basies 'n dokumentêr gewees het oor 'n pragtige plesierskip. Maar daar lê iets in elkeen van ons stories in die middel. Die stuk ongemak, die stuk dalk teleurstelling, verlies, die konflik wat opbou en 'n redder wat opdaag, en hy is die een wat hoop in ons stories bring. Nou, kom ek vertel julle gou so ietsie van my storie. Ek het groot geword, julle sal nie glo waar nie, op Kenley Plotte, net daar aan die ander kant Sinnewil. Weet iemand asseblief tog waar is Kenley Plotte? Ag, julle is nou hier, dankie tog. In die eerste diens was daar niemand. Toe dog hulle, ek is besig om 'n storie te spin. Kenley Plotte, dis waar ek groot geword het. Ek was in Laerskool Stefanus Roos, waar is die Rosies? Daar sy. In hoërskool Oeverkruin, moenie julle hande opsteek nie, ek was daar op skool. En ek was 14 jaar toe my ouers 'n selgroep begin, 'n selgroep van deel geword het hier in, dit was destyds nog Doxadeo Noord Campus, daar in die Montana Value Center. En ons het deel geraak van die gemeente, en toe ek 17 jaar oud was, het my lewe totaal verander. Ons was besig met 'n reeks daai tyd rondom God as Vader, en die Here het my in daai reeks ontmoet, en ek onthou die oomblikke waar ek my lewe in sy hande gesit het, en hom as koning en redder beleef het. Ek onthou ook toe ek 18 was by een van ons Fusion aande, dit was destyds dink ek nog Tribe, nog nie Fusion nie, toe onthou ek hoe die Here op my hart druk, dat hy my roep om voltyds in bediening te wees. En ek het nog 'n afspraak gemaak met Alan Platt en vir hom gevra, hoe kan ek deel word van Doxadeo, en hy het vir my gesê, gaan terug na jou kampus toe en gaan serve. En ek was die eerste dan nou seker in Doxadeo, onbetaalde intern. En so na 4 maande, toe kry Dani my jammer, toe gee hy vir my petrolgeld, want is ver, en toe het ek die video's gebou van hierdie kampus. So, dank die Here vir Coolies. Waar is jy Coolies? Want wragtig, jy doen 'n great job. En ek het so deel geword van die span, en ek onthou toe ons na die tent toe geskuif het, was daar 'n paar leierskapsveranderinge, en ek het die voorreg gehad om die aanbiddingsleier van hierdie gemeente te word, vir so 3 jaar lank. En op daai stadium met die Here met Dani en Jorita gesels, en hulle het geskuif Bloemfontein toe, en ons het gevoel ons wil nog 'n pad saam met hulle stap, en ek en John Marie het geskuif. Laat ek net sê, een van die mooiste herinneringe in Doxadeo Noord Campus destyds, toe dit nog nie kameeldrif was nie, is 'n aand toe ons aanbiddingsaudisies gehou het. En ons stap 'n persoon in, lang blonde hare, met 'n affies baadjie aan, en ek weet toe, hierdie gaan 'n probleem wees. Want toe ontmoet ek vir John Marie, my vroutjie, 'n deel van die worship span, en ons is toe af Bloemfontein toe. Daar sy, dis ons gelykheid in die ou jare, toe ons hier weg was. Ek vra verskoning vir my hare, dis nie meer so nie. Ek gaan hierdie foto's nooit vir my kinders wys nie, want soos mens ouer word, kry jy al hoe minder, né, manne? En ons is af Bloemfontein toe, en ek onthou my eerste diens in Bloemfontein, die gebou daar van julle was dalk al daar, kan daai tyd omtrent 1500 mense gevat het op sitplekke, vaste stoele, en ons was net so oor die 100 mense in die oggenddiens. En my eerste worship oefening, net om te sê, ek onthou daai tyd toe ons hier deel was van die span, was ons worship en ons tekspan oor die 100 mense gewees, en ek kom daai kant by my eerste worship rehearsal vol geloof, en ons is 6 mense met die klankman ingesluit en ek ingesluit. En ek onthou in daai tyd hoe die Here vir ons, vir my en Dani, geloof gegee het vir 'n gemeente, en geloof gegee het vir 'n stad. Ons het toe intussen betrokke geraak en vriendskap gevorm met 'n gemeente, 'n ander gemeente in Bloemfontein. Hulle het ook 'n tent gehad, nie so fancy soos die een nie,
En hy het in Oktober daai jaar 2010 het hy omgewaai. Toe sit hulle sonder 'n gebou. En die Here het ons twee gemeentes saamgebring en ons het toe saamgesmelt en 'n Doxadeyo gemeente geword. En soos enige goeie huwelik, toe breek daar wat ons noem onheilige bekleierery uit. Die eerste jaar van huwelik. Manne, knik net so as jy deel was van so iets in jou huwelik, né? En soveel so dat daar toe omtrent 60 gesinne uit die gemeente uit is met een van die voltydse leiers wat toe is 'n kerk plant, en die volgende leier wat toe oorneem by daai leier, net daarna het nog een van ons ouens op span toe nog 'n gemeente geplant, omtrent 80 gesinne wat saam met hulle is. En so ons het toe kerk geplant sonder dat ons dit beplan het. Ons noem dit splant, ons het gesplit plant. En op daai stadium het dit baie swaar gegaan met die gemeente, baie van die spanouens is weg. Dit was maar ons groepie vasbuiters wat oorgebly het. En ek onthou, op daai stadium het die Here ons gelei om 'n wegbreek te doen waar ons net sy stem wil hoor vir die volgende seisoen in Bloemfontein. En op daai wegbreek praat die Here met ons oor die stad. En die woord wat die Here daai tyd vir ons gegee het is daai wake up, o sleeper, arise from the dead. En die Here het vir ons gesê dat die gemeente gaan opstaan uit 'n diep slaap en 'n rolspeler word in die stad. En van daai oomblik af het die Here met ons 'n pad gestap en ons ongelooflik geseën, soveel so dat ons op 'n stadium toe wragtig 'n Doxadeyo gemeente kon plant vanuit die gemeente. En toe nog so 3 jaar later nog 'n Doxadeyo in die noorde van Bloemfontein geplant het. So ons was 'n planterskerk, as mens dit so kan noem. 2 van ons eie en 2 agterneefies, wat noem mens dit? Neefies wat ons iewers verloor het langs die pad. En ek onthou op 'n stadium, ek was nog die aanbiddingsleier en ek en Dani het begin gesels oor, gaan ek vir 'n langtermyn in aanbidding betrokke wees of gaan ek groei in bediening en in leierskap? En op daai stadium, my stukkie pyn met die gemeente en met die kerk, het ek redelik weggehardloop van enige leierskap of bediening. En ons het so 'n profetiese aand gehad waar een van die ouens kom bedien het, en hy het my toe geroep om te kom klavier speel en die ouens die gemeente te bedien. En iewers in sy kommunikasie stop hy en hy beleef en hy deel die woord met my. Hy sê, ek beleef vanaand die Here wil 'n pyl uit jou hart uittrek en hy wil jou agter die klavier uithaal. En ek skrik myself morsdood. En van daai oomblik af het die Here met my en Jean Marie gesels en 'n pad gestap om gemeenteleiers te kan wees. En ons het nou die voorreg gehad om ons Suidkampus in Bloemfontein vir so 4 jaar te lei. En 'n jaar gelede het ek en Jean Marie altyd vir mekaar gesê dat ek dink ons werk in Bloemfontein is klaar. Dit gaan goed met die gemeente. Broer, dankie. Gaan goed met die gemeente, die span is op so 'n plek dat hulle eintlik verantwoordelik is vir baie van die goed wat daar gebeur. Ons het met Jan en Dani die gesprek gehad en ons was oop vir as die Here met ons praat oor iets. En so 'n paar maande terug toe ek die boodskap op die kampus pastoors groepie sien van Carlos wat bedank het. Die eerste ervaring wat ek gehad het toe ek dit sien is hoe die Here vir my vra, sal jy gaan as ek jou stuur? En ek beleef soveel vrede in die oomblik en hoe die Here my geloof gee daarvoor. Ek bel vir Jean Marie, ons sit en ons gesels saam en ons vra vir mekaar, is hierdie die oomblik wat die Here dalk wil gebruik? En ons los dit toe daar en wragtig seker 4 weke, 3 weke later kry ek 'n oproep in KFC van Dani Rood, maar dit was 'n video call. Nou die van julle wat vir Dani ken, as hy jou video call, dan is dit ernstig. En hy vra toe vir my namens die Global Leadership span of ek en Jana sou kan sien om hiernatoe te kom en ons Kameeldrif gemeente te kom lei. En hy was nog skaars klaar gepraat, toe sê ek ja.
die Here het klaar vir my geloof gegee. En ek bel vir Jana, ek sê, jy sal nie glo nie, Dani het my gebel, en sy sê, ek hoop jy het vir hom ja gesê. En ek sê, ek het. En dit is so incredible hoe die Here die laaste paar weke met ons besig was. Natuurlik moet ons nou 'n huisie kry en 'n werk en die kinders moet skole kry en ons het baie vinnig sommer 'n huis gekry wat die Here vir ons lyk my beplan het. En Jana se groot droom nog altyd was om by haar alma mater te gaan skoolhou by Affies. Ek voel ek het baie gereach om 'n Affie girl te mag trou. Sy wil graag daar gaan skoolhou en ons bel die hoof, ons ken haar ook goed. En sy sê hulle het ongelukkig al die poste moes vul vir volgende jaar, maar sy sal haar laat weet as daar iets is. 'n week later bel juffrou Zenet en sy sê jy sal nie glo nie, die Engelse eerste taal juffrou het bedank. En raai wat het my vrou geswat op universiteit? Engels eerste taal. Hulle toe hulle het toe onderhoud met haar gehad oor die foon en sy het die pos gekry en ons is so dankbaar teenoor die Here. En hier is ons, kan julle glo, terug asof ons nog nooit weg was nie. Van julle lyk nie 'n dag ouer nie. Ons lyk bietjie ouer, bietjie ronder, bietjie moer met al die kinders. Ons het 3 seentjies. Christopher is nou 8, middelkind Franna is 5 en ons baba Daniel is nou 3. So julle sal hulle of sien of hoor in die gemeente een of ander tyd. Ek noem hulle die 3 Filistyne, so baie sterkte. Nou, ek dink wat ek vandag met jou wil deel is, in elkeen van ons stories is daar 'n oomblik waar die Here sy heerlikheid kom openbaar. En een van die skrifgedeeltes wat die Here in my storie met my oor gepraat het, is in Kolossense 3. So jy is welkom om jou Bybel daar oop te maak. Kolossense 3 vers 3. En ek lees sommer in die 2020 Afrikaanse vertaling. En Paulus skryf aan die gemeente in Kolosse en hy sê, julle het immers gesterf. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom verskyn in heerlikheid. Die 2 gedagtes wat Paulus met ons deel in hierdie skrif rondom ons stories is die eerste daarvan, is dat ons lewens, ons stories is verborge in hom, in God. Jou storie en my storie is weggesteek, omring deur God se storie. En die tweede gedagte wat daarmee saamgaan is, dat wanneer Christus verskyn in my storie, en ek dink baie keer interpreteer ons hierdie skrifgedeelte rondom die eindtye, maar Paulus se bedoeling hier was, wanneer Christus verskyn in jou storie, en in die eindtye, maar wanneer hy nou verskyn, sal jy saam met hom in heerlikheid verskyn. Met ander woorde, wanneer die heerlikheid van God jou lewe binne tree, is God besig om van jou storie en my storie 'n kunswerk te maak van sy heerlikheid. Kom ons gesels gou oor die eerste gedagte. Dat my en jou storie is verborge in God. Daar was 'n man wat in die 1400s geleef het met die naam Copernicus. En hy was 'n wetenskaplike wat die sterre bestudeer het en wat die planete bestudeer het. En hy het 'n ontdekking gemaak in die 1400s wat die hele wêreld en die uitkyk rondom lewe verander het. Jy sien, tot op daai stadium het mense geglo dat die aarde die middelpunt van die heelal is. Dat alles wat God geskep het, draai rondom die aarde. So paas sou in die aande hulle kinders uitgevat het, na die hemel gekyk het en gesê het, kyk my kind, alles wat jy hier sien is besig om ons te draai. En Copernicus maak 'n ontdekking dat ons planeet
net een van die klein planete is, wat om die son draai, wat 'n sonnestelsel vorm, wat deel is van die Melkweg en deel is van die uitspansel. Hy was vervolg vir hierdie uitspraak en hy het sy lewe verloor. Maar Copernicus het in 'n oomblik beleef wat elkeen van ons moet beleef in ons stories. Hy het beleef hoe ons klein planeetjie maar net een van die is wat om die son draai. En kom ek wys jou gou, hier's 'n beeld met die skaal van die son teenoor die aarde. Daar is die son, julle sien vir Jupiter. Kom ek wys jou gou waar is die aarde. The pale blue dot. En dan leef ons op hierdie aarde en ons het 'n houding. Sien wat hier gebeur, moet in elkeen van ons stories gebeur waar ons ontdek dat jy is nie die hoofkarakter van jou storie nie. Jy is nie die middelpunt van alles nie. Jou lewe is verborge, is weggesteek, is deel van sy storie. Dis Christus wat in die middel staan, dis hy wat die koning van die heelal is, dis hy wat die uitbeelding en die beliggaaming van God se heerlikheid is, en my storie is maar net deel van sy storie. My lewe roteer rondom wie hy is, Christus, die koning, die Here, Jesus. Sien, as ons nie dit beleef in ons stories nie, sal jou storie nooit sin maak nie. Jy gaan probeer om soos die mense van ouds na die hemelruim te kyk en nie te verstaan hoekom alles nie uitwerk vir jou nie. En hoekom alles nie perfek in jou wêreld gaan nie, want ons storie gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor hom. Onthou julle die tonele wat ons op skool en die revue en goed wat ons gedoen het, en dan kies hulle al die hoofkarakters, oeps, nou is daar water op die verhoog, ook lieflik. Kies al die hoofkarakters en dan iewerste dan kies hulle die bome. Wie van julle was bome op skool konserte gewees? Jou rol is om te staan. Welkom by God se storie. Jy is nie 'n boom nie, maar jy is maar net 'n bonneltjie stof wat geskep is om sy heerlikheid te draai. Tweede gedagte wat uit hierdie skrifgedeelte kom, is die ding van wanneer Christus sigbaar word en verskyn binne in my storie, dan word my storie 'n kunswerk en ek sal saam met hom in heerlikheid verskyn. Dis 'n ongelooflike gedagte. Kan jy vir 'n oomblik dink dat die Here opdaag in die gebrokenheid, in die verlies, in die seer van 'n mens se storie? En hy verander ons storie in 'n kunswerk van sy heerlikheid. Die woord doxa, heerlikheid. Dis moeilik om dit vir iemand te verduidelik. Wat beteken die heerlikheid van God? Nou, ek het 'n voorbeeld, maar julle moet my genade gee, want dis nou natuurlik nie die volle prentjie van wat die heerlikheid van God is nie, maar is dalk net 'n beginpunt om te probeer verduidelik, as Christus die uitbeelding van God se heerlikheid is, wat bedoel ons met heerlikheid? Nou, my liewe Jana is op die oomblik nog 'n drama-onderwyseres en 'n Engelse juffrou, en sy rig hierdie tienertonele af, en dan gaan toer hulle die hele land vol, KAK en
En natuurlik, dan is pappa 'n enkel ouer vir 'n week met 3 Filistyne. So die oomblik as John haar voete by daai huis uitsit, dan word daai huisgesin kamp Staaldraad. Dis skedules, dis tyd. Boeta, jy het 2,5 minute om jou tande te borsel, anders gaan ons laat wees. Ek ran daai huis soos 'n army camp. Probeer by alles uitkom, ek probeer kos maak, ek probeer hulle betyds kry, goedjies gepak. En dan so na dag 3, dan kan ek dit nie meer volhou nie, dan raak dit KFC, McDonald's, Checker 6060, kinders kom bietjie laat. Hoekom? Want ek mis iets. Ek mis my vrou. Ek mis nie wat sy alles doen vir ons nie. Dit ook. Ek mis haar heerlikheid. Ek mis haar teenwoordigheid. Ek mis alles wie sy is. Haar hart van liefde in ons huis. Haar kalmte. Die manier hoe sy met ons seentjies werk. Haar versorgende hand in ons huis. Ek mis wie sy is. As ons praat van die heerlikheid van God, hoor mooi vanoggend, praat ons van alles wie God is. Ek het 'n definisie neergeskryf en dalk help dit jou vanoggend om 'n kykie te kry wat ek bedoel wanneer ek praat van die heerlikheid van God. Die heerlikheid van God is die indrukwekkende, stralende, sigbare en alles omvattende uitdrukking van die wese, die eienskappe en die karakter van God. Kan jy glo dat die Here my storie, Eugene van Sinnewil, wat 'n Vrystater was die laaste 15 jaar, dat die Here my storie wil gebruik om 'n kunswerk van sy heerlikheid te wees? Dink jy nie soms, Here, U kon 'n ander platform gekies het as hierdie lewe? Daar's beter maniere om U heerlikheid uit te beeld op hierdie aarde en uit te straal. Here, my lewe spreek nie van heerlikheid op die oomblik nie. Kan ek vir jou vanoggend bemoedig met een van die verhale in die Bybel? Daar's 'n oomblik waar 'n klomp mense Jesus kom tegemoet gaan en sê, jou goeie vriend Lazarus lê op sterwe, hy's baie siek en jy moet dadelik kom. En Jesus is op pad met sy disippels na Lazarus toe. Hy word geonderbreek deur 'n vroutjie wat baie siek is. Hy genees haar en die woord sê, en hy het nog 2 dae daar vertoef en mense bedien. En uiteindelik was Lazarus toe reeds oorlede en dieselfde mense kom sê vir hom, is nie meer nodig dat jy kom nie. Lazarus is na sy Here toe. Jesus besluit om steeds te gaan. Hy ontmoet vir Martha en Maria en hoor gou hierdie skrifgedeelte in Johannes 11 vers 35. Een van die kortste verse in die woord. Jesus het begin huil. Martha vra vir hom, Here, waar was jy? My broer is al lankal oorlede. Hoekom is jy laat? Jesus kyk na haar en hy raak hartseer. Hoekom? Hy het 'n hart van ontferming oor haar. Sy hart is seer saam met hulle vir die verlies van 'n goeie broer, maar hy huil ook, want hy weet Lazarus se storie is een van dood en opstaan. Sy storie is 'n storie van dood en opstaan. Ons ken die storie. Volgende ding wat gebeur is, Jesus sê, vat my na die graf toe. Hulle vat hom. Hy bid, hy praat met sy Vader.
En die woord sê hy roep, Lazarus, kom uit. Dit is so mooi hoe die woorde inkleer van, en hy kom nog met sy grafdoeke om hom gedraai, kom hy uit. En soveel van die mense in die omgewing buig voor Jesus neer, begin hom aanbid, want hy is die God van die lewe. Dalk net so kant gedagtetjie. Weet nie of jy al gedink het nie, maar arme Lazarus. Ek meen die man het gelei, hy is in die poorte van die hemel verwelkom, hy het vir Petrus gegroet, deurgevat na die troon toe, sonder pyn, sonder gebrek, die volheid van die heerlikheid van God, en hy was net skaars daar. Klop iemand op die skouer en sê, hulle soek jou terug. Hier word hy weer wakker. Maar daar's 'n baie spesifieke deel wat ons soms mislees hierso, en dit gebeur aan die begin van die storie, waar die eerste groep mense vir Jesus kom sê dat Lazarus siek is, in vers 4, Johannes 11 vers 4. En hy sê, en toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte lei nie tot die dood nie. En hoor nou, maar tot die verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Ek ken nie jou storie noodwendig nie, maar al wat ek weet, selfs in die dood, getuig ons lewens, word ons lewens die kunswerk van sy heerlikheid. In hierdie oomblikke waar Lazarus weer opstaan, word sy dood en opstanding 'n getuienis, 'n kunswerk van die feit dat God Here is oor die dood en die lewe. Dat Jesus die opstanding en die lewe is. Dis sy storie wat getuig van dit wat kom, dat Christus finaal vir ewig die dood sal oorwin en lewe sal gee vir die wat hom volg. Wat is jou storie? Dalk een waar jy die Here vertrou vir deurbraak. Dalk lê daar sonde en mislukking in jou storie op die oomblik, of pyn, teleurstelling, verlies. Jy voel dalk doelloos. Daar is dalk 'n klomp gebroke verhoudinge in jou lewe. Hoor vandag die woord, dat wanneer Christus verskyn in jou storie, sal jy saam met hom in heerlikheid verskyn. Daar's 'n kunstenaar wat eintlik 'n ongelooflike werk doen, en hy vat weggooi metaal, scrap metal, om 'n kunswerk aan mekaar te sit. Ek het vir julle 'n prentjie gebring. Dit wat stikkend is, weggegooi is, op 'n ashoop lê, vat hy en hy maak 'n kunswerk. Is dit nie pragtig nie? Is nie so mooi nie. Maar deel van sy kunswerk is lig. En wanneer die lig op die kunswerk skyn, sien mens vir die eerste keer die heerlikheid van wat in sy gedagtes was. Ken nie jou storie nie. Dalk lyk dit so. Weggooi metaal. Here, hoe kan U ooit U heerlikheid in my storie kom openbaar? Hoor vandag, wanneer die lig van die heerlikheid van Jesus Christus
verskyn op jou lewe. Verander dit jou. Jy word nie net 'n refleksie van die heerlikheid nie. Jou lewe neem vorm aan, word getransformeer, sê die skrif, tot die gelyke beeld van die heerlikheid van die Seun, from glory to glory. Jy sien, wanneer die son skyn, ons is nie die maan wat sy heerlikheid weerspieël nie, ons is die aarde wat sy heerlikheid ontvang, wat lewe bring in my lewe, wat vrug dra in my lewe, sodat my lewe die storie vertel van hom. Dr. Rayo Kameeldrift. Die laaste seisoen in hierdie gemeente was nie eenvoudig nie. Daar lê 'n klomp stuk hartseer, verlies, onsekerheid. Maar hoor vandag, wie staan in die middel van hierdie storie? Hy. Sien, die Here het 'n woord oor hierdie gemeente gehad. En ek onthou toe ons in die Value Center nog was, moes ons 4 dienste doen. Ek onthou hoe moeg was ons op 'n maandag, want die plek het te klein geraak. En die Here praat met ons as 'n voltydse span en saam met ons leiers, dat ons die Here moet vertrou vir 'n permanente plek waar ons saam gaan aanbid. En die Here gee vir ons 'n woord en ek gaan hom nou lees met die bou van hierdie pragtige plek wat ons vandag het. En ons noem die projek Hoeksteen. Onthou julle hom? Wie onthou nog projek Hoeksteen? My vrou vertel my, sy sê, want sy was nog op skool daai tyd, sy sê sy het al sakgeld vir 3 jaar eenkant gesit vir projek Hoeksteen. Almal was deel. Ons het 'n prentjie gesien van wat die Here wil doen in hierdie gemeente. Ek onthou die dag net voor die tent gespan is, het ons as span 'n paar Bybels kom begrawe. En een van hulle was oop, ek dink in Jesaja 54. En die woord wat die Here daai tyd nog voor die tent en die opsit en die inwyding vir ons gegee het, kom uit Efesiërs 2 vers 19. En ek onthou hoe ons daai woord, hy was op oral sigbaar, Cornerstone, Hoeksteen. Ek wil vir jou lees vandag, want onthou gou mooi, die woord van die Here bly altyd waar. Die woord sê dit keer nie leeg na hom toe terug nie. Dit wat die Here gesê het, sal gebeur. Die vyand kan kom om te steel, te slag, te verwoes. Dit skep 'n geleentheid vir Christus om sy heerlikheid te kom openbaar. Hoor gou hierdie skrifgedeelte, Efesiërs 2 vers 19 tot 22. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Die Here het daai tyd met ons gepraat, ons is nie bywoners van 'n kerk nie. Hoor mooi, ons is medeburgers van die heiliges. En seker een van die mooiste woorde wat die Here daai tyd vir ons gegee het, en lede van die huisgesin van God. Die Here het ons geroep destyds om 'n plek te wees, 'n groep mense te wees, waar mense beleef wat dit beteken om deel te wees van die huisgesin van God, met hom as Vader, met Jesus as ouer broer, en ons as kinders, seuns, dogters van God. Die Here het daai tyd vir ons gesê, dat hierdie 'n plek sal wees waar gesinslewe,
belangrik sal wees, waar hy gesinne en huwelike sal herstel, waar ons sal ontdek wat die mooi en die betekenis agter gesin is, die ontwerp van God. Ons sal die huisgesin van God wees. En dan sê hy, gebou op die fundament van die apostels en die profete. Die apostels, die visie wat die Here vir ons gegee het, die missie waarop hy ons vat, en die profete, om God se stem te hoor. Dalk sal hy ook kameeldrif. Die Here het destyds vir ons gesê, ons sal 'n gemeente wees wat sy stem soek, sy stem hoor en in aksie oorgaan. Hoor mooi, die volgende seisoen in hierdie gemeente is 'n seisoen van gebed, 'n seisoen waar ons sy aangesig gaan soek en hoor wat die Here vir ons sê om volgende te doen. Gebou op die apostels en die profete. En dan die hoogtepunt van hierdie vers sê, met Christus self as die hoeksteen. Die fondasie, die stabiliteit, die middel van alles. En dan sê hy, in hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg, en hoor hierdie woorde, tot 'n heilige tempel. Wat is 'n tempel? Die tempel was in die Ou Testament die plek van ontmoeting met God. Die plek van aanbidding. Die Here het daai tyd vir ons gesê dat hierdie gemeente 'n plek sal wees waar mense van aangesig tot aangesig staan met die koning van die heelal en hulle knie sal buig in aanbidding voor wie hy is. Nou, hierdie tent is nie 'n tempel nie. Amen. Hoekom sê ek so? As hier niemand in die aande is nie, en ek moes baie hierdie plek alleen sluit in die aand, dis 'n verskriklike, scary plek, as julle nie hier is nie. Wie's die tempel? Party van ons is groter tempels, ander is langmaar tempels. Jy's 'n tempel. Ons is sy tempel, die plek waar hy woning maak. En die laaste deel dan sê, want julle word opgebou tot die woonplek van God deur die Gees. Hierdie sal 'n plek wees waar die Gees van God ons kom vervul met krag, waar hy ons lei in dit wat ons moet doen in hierdie wêreld, waar hy ons in intimiteit met die Vader verbind, waar die Heilige Gees die leiding gee van dit wat hier moet gebeur, en Christus as die hoof van sy kerk. Hierdie is Kameeldrift se storie. En ek vir jou vandag vra, wil jy nie vir die Here vra, hoe moet ek reageer op hierdie woord vandag? Dalk persoonlik. Die uitnodiging is 2 goed vandag. Here, Jesus roep jou en sê, kom sit jou storie in my storie. Kom draai om my seun. It's not about you. It's about him. Die tweede uitnodiging is, sal jy toelaat dat die Here in die stikkend, die gebrokenheid, die verlies, die hartseer van jou lewe verskyn, om sy heerlikheid deur jou storie te laat skyn. Ek wil vra dat die worshipspan vorentoe kom, en ons gaan 'n laaste lied sing, maar voor ons daarby kom, weet nie gou vir 'n oomblik net dalk jou oë toemaak, net daar waar jy sit, en net 'n oomblik met die Here praat. Here, wat is dit wat U van my vra vandag uit hierdie woord uit? Sien, die woord van God bring lewe, die woord van God bring aksie. Wil jy nie vandag vra, Here, wat is dit wat U vir my sê oor hierdie woord vandag?
As jy dalk in een van hierdie twee kategorieë is, waar jy ja sê op die uitnodiging van Jesus, dat jou lewe ingesluk word in sy storie, dat jou lewe draai om wie hy is, of as jy vandag wil sê, Here, ek wil toelaat dat U in my gebrokenheid, in my storie, U heerlikheid sal laat skyn. As jy in een van daai kategorieë is, wil jy nie vir 'n oomblik saam met my op jou voete staan? En ons gaan saam as 'n gemeente vandag die Here vertrou, dat sy heerlikheid in die middel van alles sal wees. Net daar waar jy staan, as jy jou hande in die lug wil opsteek, of net soos wat jy voel die Here lei jou, wil jy nie vir 'n oomblik net met hom praat en ja sê op sy uitnodiging. Here, vanoggend is ek weer bewus, en ons almal is bewus net van die heiligheid, die heerlikheid, die skoonheid van wie U is. My gebed vanoggend, Here, is dat U in my lewe die middelpunt sal wees. Here, dat my storie sal draai om die koning van die konings, die Here van die heelal. Here, dat my storie gevul sal word met U heerlikheid. Dat my storie, Jesus, 'n kunswerk sal wees van U heerlikheid. Dankie Jesus vir U teenwoordigheid. Heilige Gees, dankie vir U krag. Kom bedien ons vandag met die waarheid dat Christus alles en in almal is. In Jesus se naam sê ons, Amen, Amen. Kan ek jou nooi, wil jy nie saam met my opstaan? Ons gaan 'n laaste lied sing, waar ons verklaar dat hy in die middel is, en dat dit gaan oor sy heerlikheid. Dankie Roan.